Goeienaand almal, hoe gaan dit met julle? Ek het my vroukie hier so, meisie. Goeienaand. En wil julle haar sien? Word ek amper geklap hier so. Ons heet almal welkom. Ek sien dit gaan nou reën hier by ons, so as julle donder weer hoor en goed. Ons sit in die middel van 'n storm hier so. Maar ons wil vir almal welkom heet. Ons is hier aan die einde van 2025 toe. En ons is dankbaar dat ons vanaand nog die woord kan bedien. So voordat ons begin, kom ons sluit die oë asseblief. Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg dat ons rondom die woord kan kom sit. Here, in 'n kort tydjie het U die woord gegee. En pastoor Michael sou vanaand die woord bedien het, maar weens omstandighede het hy my gevra dat ek die woord moet asseblief bedien. En daarom weet ek, Here, as sulke tye, dan moet hierdie woord vanaand by iemand uitkom. Nie dat U nie vir pastoor Michael 'n woord gegee het nie, maar Here, omrede hierdie woord uitgaan, moet dit by iemand spesifieks uitkom. En ons eer U daarvoor. Mag U elkeen wat inskakel, Here, se harte oopmaak en elkeen wat deur 'n probleem gaan, deur 'n situasie gaan, deur omstandighede gaan, Jesus is die antwoord. Jesus doen dit weer. En dankie vir dit. Ons prys U, ons loof U en ons aanbid U in Jesus se mooi naam. Amen. Nou ja, soos julle gehoor het, pastoor Michael sou vanaand die woord bedien het, maar daar het iets net voorgeval en hy het gevra dat ek die woord sal bedien. En as dit moontlik is, as jy pen en papier byderhand kan kry, ek gaan 'n paar verse vir ons noem, en waaroor ek gaan praat, en die tema vir die boodskap vanaand is, hoe die vyand toegang kry, toegang tot jou lewe, en daar is 'n paar verse wat ek dan gaan gee, en daar is baie Christene, wat deur hierdie dinge gaan, mense wat vanaand sit in situasies of in omstandighede, en hulle kan nie verstaan, ek lees my Bybel, ek bid, ek gaan kerk toe, en nog steeds word ek aangeval, hoekom, waarom? En vanaand wil die Here vir ons deur sy woord, wil hy vir ons dan die antwoorde gee. Soos ek dan gesê, die tema, hoe die vyand toegang kry tot ons lewe. In die eerste plek moet ons verstaan dat die duiwel is kwaad vir ons, né? Ons het 'n keuse gemaak om die koninkryk van die wêreld te verlaat. Ons het uitgeroep na die Here. Hy het ons by die hand kom vat, hy het ons sondes vergewe, hy het ons skoon gewas, en hy het ons voete geplant in die koninkryk van die Here. Nou behoort ons aan hom, en dit beteken nie dat ons nou gevrywaar word van die aanvalle van die duiwel nie. Hy is nou briesend kwaad, en hy sal enigiets moontlik doen om by die kind van God in te kom. Onthou, die sondaar, en ons was ook daar, né? Hy het nie nodig om toegang te kry tot die sondaar nie, want hy is alreeds daar. Want as jy in die koninkryk van die wêreld is, dan het die duiwel toegang tot jou lewe. Jy het jouself oorgegee aan hom. Maar die oomblik wat jy in die koninkryk van die Here is, die oomblik wat jy bloed gewas is, die oomblik wat jy 'n kind van God word, nou word jy 'n teken vir die vyand. En die woord sê dit vir ons reguit. Johannes 10 vers 10. Die vyand gaan kom om te steel. Hy gaan kom om te roof. En hy gaan kom om te slag. Maar Jesus het gekom om lewe te gee, lewe in oorvloed. En wanneer jy in die koninkryk van die Here is, gaan hy nog steeds probeer steel, slag en verwoes. En nog steeds gaan die Here vir jou dieselfde belofte gee. Ek het gekom om lewe te gee, lewe in oorvloed. Daar's altyd 'n keuse. Of ek gaan toelaat dat die duiwel my aanval en my verniel,
of ek gaan toelaat om die belofte te glo en te vat, né? Dis hoekom hy vir ons in 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nugter en waaksaam. Want jou teestander, hy kom nie om piknik te hou nie, hy kom om jou te verslind. En hy praat nie met die sondaar nie, hy kom praat met die kind van God. Nou, wat sê die woord oor hoe die vyand vir my en vir jou aanval om toegang tot ons lewe te kry, en wat moet ons doen om hom uit te kry? Onthou ons het gesê, hy gaan ons aanval. En baie keer, en ons gaan nou na die oorsake kyk, tree ons verkeerd op, en ons gee hom toegang, ons maak die deur oop. En nou moet ons, as hy ingekom het, volgens die woord, moet ons hom weer uitjaag. Hy moet uit. Want wanneer jy deur een van hierdie oorsake dan toegelaat het, jy die deur oopgemaak en hy het ingekom, en jy jaag hom nie uit nie. Onthou, Sagaria 4 vers 6 sê, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, spreek die Here van die leerskare. So, ek moet hom deur die genade en die kennis wat die Heilige Gees my gee, slegs so kan die vyand uitgejaag word. Ok, so kom ons kyk, daar 6 punte, waarna ons gaan kyk, hoe die vyand kan toegang kry tot ons lewe, maar wat die woord ons leer, om hom een van die 2 dinge uit te hou, of as ons hom reeds toegang gegee het, hoe om hom uit te jaag, laat hy dan buite bly. Die eerste een, deur onopgeloste woede, wat in ons is, en onvergewe gesindheid. En daar is soveel mense wat met dit rondloop, né? Jy gaan deur 'n egskeiding, of jy gaan deur 'n familietwis, en daar's dinge gedoen en daar's dinge gesê. Jy is 'n kind van God, maar omdat daar dinge gesê is en dinge gedoen is, sonder om jammer te sê, sonder om te vergewe, sonder om vry te spreek, het jy die deur oopgemaak vir die vyand om in te kom. En nou, as gevolg van daai woede wat nog in jou sit, as gevolg van die onvergewe gesindheid wat nog in jou sit, het die duiwel nou toegang binne in jou lewe. So Efesiërs 4 vers 26 en 27 sê, word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor jou toorn nie, en gee aan die duiwel geen plek nie. So wanneer jy deur een of ander ding in jou lewe gaan, word kwaad, maar laat die Here 'n wag voor jou mond sit. Laat die Here jou leer en onderrig wat hom is. As jy deur 'n egskeiding gaan, as jy deur enigiets, is logies, ons moet kwaad word. Maar weet en onthou net altyd, die duiwel soek toegang tot jou lewe, om jou op jou pad vorentoe te verwoes, om jou van die koninkryk van die wêreld af terug te vat na die koninkryk van die duiwel toe, van die wêreld. So, Psalm 37 vers 8, net gou daar uitkom, Psalm 37 vers 8, kan jy so lank neerskryf. Hy sê, en hierdie is nou om hom uit te jaag en hom buitekant te hou, sodat hy nie kan inkom nie, né? Laat staan die toorn en verlaat die grimmigheid. Wees nie toornig nie. Dit is net om kwaad te stig. So hier kom gee die Bybel die Here vir ons raad, dat al gaan jy deur 'n egskeiding, al is daar familietwis, al is daar probleme by jou werk, moet jy die Here raadpleeg en hy sal jou help. Al word jy kwaad, laat jy nie kan sonde doen nie. Ok, dis die eerste een. Nommer 2. Deur doelbewuste sonde en ongehoorsaamheid. Doelbewuste sonde lei na ongehoorsaamheid toe. Jy rebelleer teen God. Ok, ons moet onthou dat beplande sonde, doelbewuste sonde, gaan altyd 'n straf hê. God sal jou vergewe, maar daar gaan 'n straf daaraan verbonde wees. Jy tree doelbewus buite God se wil op,
en jy gaan teen die woord van God, en jy maak vir die vyand 'n deur oop. Spreuke 14 vers 12 sê, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die uiteinde daarvan is weer van die dood. Hoekom? Want ek beplan die sonde, dit lyk goed, dit lyk mooi, ek beplan dit, en nou is ek ongehoorsaam, en nou is daar vir my die uiteinde van hierdie pad wat ek gaan loop, is dan weer van die dood. Romeine 6 vers 23, net gou daar so uitkom, hy sê, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. So, vir my om die vyand uit te hou, gee die Here vir my die waarskuwing, die loon van die sonde is die dood. Pas op, as jy hom eers ingekom het, is hy soos 'n kanker, is hy soos 'n virus wat aan jou gaan eet. Maar die genadegawe, my genadegawe, sê die Here, is genoeg vir jou, om te help, laat daai vyand buitekant dan bly. Nommer 3, deur vrees en angstigheid. En baie mense sit met hierin. Baie mense het die deur vir die vyand oopgemaak om hier in te kom. Jy luister eerder na die leuns van die duiwel, as wat jy luister na die raad van die Here. En nou gaan jy deur iets. Jy het jou werk verloor. En nou sê die duiwel vir jou, jy gaan nie 'n ander werk kry nie. En nou vrees jy. Wanneer jy jou CV uitstuur, is jy klaar negatief. Jy raak angstig as iemand aan jou deur klop, as jy deur 'n gewapende roof gegaan het, of iemand het by jou huis ingebreek. Nou is jy angstig, jy's vreesbevange. Jy onttrek jou van die mense af. En wanneer jy so optree, want jy's onder die bloed, jy's 'n kind van die Here, en ons word nie gevrywaar van gewapende rowe, of van diefstalle, of enige iets nie. Maar omdat jy nou na die leuen van die duiwel luister, en nie na die belofte van Jesus nie, maak jy 'n deur oop, en die vyand kom in. En Johannes 8 vers 44, baie bekend, hy sê, waar is 44 hier so in my Bybel? Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af, en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is, en die vader daarvan. So wanneer jy deur iets gaan, kom hy met hierdie leuen, en hy sê vir jou, jy moet pas op, hulle gaan jou weer aanval, hulle gaan jou weer roof, en wanneer jy in die mall loop, of wanneer jy tussen mense is, of wanneer jy jou CV uitstuur, of wanneer jy deur 'n egskeiding gegaan het, en jy ontmoet weer iemand, sit jy met hierdie vrees, gaan dit weer met my gebeur? En wanneer jy in vrees gaan, moet jy weet, nou luister jy na die vader van die leuen, so jy maak die deur oop vir die vyand om in te kom. 2 Timoteus 1 vers 7 sê vir ons dit reguit, ek het nie vir jou 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. Die liefde en die krag is 'n geskenk van die Here. Maar die selfbeheersing kom lê by my en jou om te sê, nee, ek gaan nie staan vir dit nie. Ek hou hierdie deur toe. Vyand, jy gaan nie inkom nie. Jy kan kom probeer manipuleer, jy kan kom probeer om my te intimideer, maar ek het die selfbeheersing, jy bly buite. So wanneer jy die deur oopgemaak het vir dit, gaan ons nou kyk wat jy gaan doen, maar wanneer hy uit is, moet jy die selfbeheersing kan toepas, om seker te maak, die vyand kry nie weer toegang nie. Nommer 4, om deur mekaar te raak met ongoddelike dinge. So baie kinders van God doen hierdie ding ook, en hulle maak 'n deur oop vir die vyand. So wat bedoel ek? Wanneer jy deur situasies en omstandighede gaan, nou maak jy emosionele besluite. Jy maak dom besluite. Jy kry kinders van God, weer eens, egskeiding, weer eens,
jou werk verloor, weer eens familieprobleme, allerhande goed, en hulle gaan stop by hierdie antie langs die pad met die karavaan, en hulle kyk in die kristalbal, of hulle gaan na 'n sangoma toe, en hulle gooi die dollesse, of hulle luister op YouTube na valse leerlinge, en hulle val in die web van 'n leuen. So jy raak deur mekaar met ongoddelike dinge, dis dinge wat buitekant God se woord is, en dis dinge wat die woord van God ons van waarsku om van weg te bly. En wanneer jy dit doen, wanneer jy ander mense gaan sien, wanneer jy met die hoop gaan dat iemand vir jou kan sê, of jy roep dooies op om raad te kry, is dit ongoddelike dinge, en daai deur word waawyd oopgemaak vir die vyand om in te kom. Nommer 5, deurdat die vyand jou herinner aan jou verlede. O ja, net gou om terug te kom by nommer 4, by die emosionele besluite. 2 Korintiërs 11, vers 14 en 15. Hy sê, en geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van die geregtigheid nie, maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. So hierdie mense met die glasbal, die sangomas en goed, die duiwel kom doen hom voor as 'n engel van die lig. En hoe gaan jy seker maak dat daai waar jy die deur oopgemaak het en daai ding het ingekom, daai duiwel het ingekom? Matteus 18 vers 18. Dit wat jy op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. Dit wat jy op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. So jy identifiseer, jy bestraf daai vyand, jy gee die saak vir die Here, jy bid daaroor en jy hou aan om die Here nou te dien. Nou word die deur toegemaak. Dit wat vuil is, dit wat onrein is, dit wat negatief is, gaan uit en jy ontbind nou jou oorwinning. Galasiërs 5 vers 22, die vrug van die Gees. Jy ontbind dit en nou begin die Here jou skoonmaak, verfris. Hy leer en onderrig jou, die deur word toegemaak, die deur word geseël en nou kan jy daarvolgens dan lewe. Nommer 5, deurdat die vyand jou herinner aan jou verlede. Onthou 1 Johannes 1 vers 9 sê, as jy jou sondes bely, hy is getrou en regverdig om jou van al jou sondes te vergewe, van al jou ongeregtigheid te reinig. So, die Here het jou sondes gevat, hy het dit in die diepte van die see gegooi om nooit weer daaraan te dink nie. Let wel, om nooit weer daaraan te dink nie. So wat doen die duiwel? Hy kom klop aan jou deur en hy herinner jou van jou seer. Hy herinner jou aan die dinge waardeur jy gegaan het. En nou kom hy en hy krap die roof af en die seer is weer geopenbaar. Hebreërs 12 sê, Hebreërs 12 vers 11, nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. So die duiwel kom en hy herinner jou en nou voel dit vir jou, die Here wil jou leer en onderrig. So die Here is erg op jou, hy is ernstig met jou, dat jy nie moet val vir die leuns nie. So Hebreërs 12 gaan oor die tugtiging. Maar wanneer jy nie val vir die leuen nie, en jy luister na die Here, sê hy hierso, dat dit later egter, later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Ander woorde, wanneer jy nou begin luister, nou jaag jy die duiwel uit en jy maak die deur weer toe. Jesaja 43 vers 18 tot 19. Waar is jy Jesaja? 43. Vers 18 tot 19 sê, dink nie aan die vorige dinge nie,
en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitspruit. Sal julle dit nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. So wanneer die vyand jou wil kom herinner aan jou verlede, dan sê jy vir hom, nee, ek bind jou werke in Jesus naam, want die Here het vir my iets nuuts. So die duiwel het nie toegang tot jou lewe nie, want jy herinner hom aan God se belofte. En die laaste een, nommer 6, hy kan toegang kry in jou lewe deur trauma wat jy deurgemaak het. En daar's baie mense wat deur traumatiese dinge gaan in hulle lewe, of wat deur traumatiese dinge gegaan het in hulle verlede. En omdat hulle dit nie kan laat los nie, wanneer hulle TV kyk of iets gebeur, en dit trigger hulle, dan kom daai dinge van die verlede terug, en op daai oomblik is die duiwel daar, en as jy die deur vir hom oopmaak, van angstigheid, van vrees, van ongehoorsaamheid, al die dinge wat ons nou genoem het, dan kom hy in, en hy toegang tot jou lewe. In Job 1 vers 15, lees ons daar soos, dat die vyand, die Sabeërs, het al die esels van Job geroof, en al die dienaars wat na hulle omgesien het, het hulle doodgemaak. In vers 16, die veld het aan die brand geraak, en al die vee het doodgebrand, en al Job se dienaars het doodgebrand. In vers 17 het die vyand gekom, en al Job se kamele gevat, en sy dienaars doodgemaak. In vers 18 lees ons dat die huis waarin Job se kinders was, daar het 'n sterk rukwind gekom, en die dak het ingeval, en sy kinders is dood. Job weet eerstehands wat is trauma, en hy het deur dit gegaan. Maar ons lees in Job 42, net gou daar uitkom, in Job 42, vers 10, en die Here het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het, en die Here het Job se besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen. Al gaan jy deur 'n traumatiese dinge in jou lewe, en jy identifiseer die vyand, en jy hou die hartsdeur toe, en jy gee die vyand nie toegang om in te kom nie, gaan die Here na jou omsien. Wanneer jy die deur oopgemaak het, en nou deur al hierdie verse gaan, en hierdie verse gaan begin toepas in jou lewe, gaan jy toelaat dat die Heilige Gees die deur vir jou toemaak, die bose gees uitjaag, die deur toemaak en verseël, sodat die Here jou einde beter kan maak as jou begin. So dis die 6 punte, waarna ons dan gekyk het, hoe die duiwel kan toegang kry tot jou lewe. Nou, ons staan aan die einde van 2025, en baie mense kan vandag getuig, dat dit wat ek nou genoem het, kan hulle getuig dat dit het met hulle gebeur. Ja, hulle het deur hierdie goed gegaan. Ja, hulle het geval. Hulle het die deur oopgemaak, die vyand het ingekom, hulle het tot die Here geroep, die vyand is uit en die deur is toegemaak. Maar daar is vanaand nog soveel mense wat die deur oopgemaak het en die vyand het ingekom en hy hou hulle gevangene. Hulle sit in hierdie tronk waarin die duiwel hulle 'n gevangene hou. En ons moet onthou, ons is 'n paar dae weg van 2026 af. Gaan daar slegte dinge in 2026 gebeur? Ja, definitief, dit gaan. Maar ek en jy staan voor 'n keuse vanaand. Gaan ons die deur oopmaak vir die vyand om in te kom, of gaan ons die deur toehou en die vyand buitekant hou? En die enigste manier hoe ons die vyand gaan buitekant hou, is met die woord van God, en om elke dag ons Bybelstudie te doen en ons gebedslewe op datum te hou. Dis die enigste manier hoe die Heilige Gees ons gaan leer en wys om ons hartsdeur nie oop te maak vir die vyand om in te kom nie. So ek bid dat hierdie boodskap vanaand vir iemand iets beteken het, en ons gaan nou bid, as daar iemand is wat vasgevang is in dit, dat die Here jou gaan help en dat daai deur toegemaak gaan word. Vader,
Dankie dat ons vanaand hierdie woord kon geluister het, Here. Dankie dat ek die voorreg gehad het om hierdie woord te bedien. En Here, ons kom bid vanaand vir hulle wat weens omstandighede 'n deur oopgemaak het vir die vyand om in te kom. En hulle is vasgevang en hulle weet nie hoe nie. Here, U het vanaand genoeg skrifte gegee wat hulle kan gaan lees en toepas en op U vertrou. Here, die woord sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Deur die redding kom die genesing, deur die genesing kom die getuienis. En dit is wat ons voorbid, Here, asseblief, dat U Heilige Gees is alomteenwoordig en in hierdie oomblik enige iemand wat bid en roep en sê, Here, dis ek daai, luister na my, Here, ek sit met hierdie probleem, ja, Here, dis ek bid dat U in U alomteenwoordigheid, alwetendheid by hulle sal kom stilstaan. En ek wil bid en glo dat daar getuienisse gaan wees van wat U vir mense gedoen het. Ons bid dit gelowiglik in Jesus se naam. Amen. Dankie julle, mag julle 'n geseënde aand verder hê, hoor. Bye bye.